U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Goed, ons gaan aan by Lukas 8. Ons is nou vanoggend daar by vers 26. Terwyl ons aan die deel so reg en gereed het, kom ons vra die seën van die Here ook op vanoggend se deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak vir 'n oomblik as U kinders saam hier in U teenwoordigheid. En ons vra, o Gees van God, dat U hier sal beweeg, dat U vir ons sal leer, U sal ons rig en U sal ons lei. Selfs in dinge wat ons al ken en wat ons weet, Here, dat dit vir ons dieper waarhede sal gee. Ons is afhanklik vir U, vir insig, vir verstaan. En kom bou U kinders ook deur hierdie verhaal. Maak ons oë oop vir die glorie van ons koning, die een wie ons aanbid, die een vir wie ons volg. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Goed, ons gaan aan. Ons het laas gepraat oor die storm en die gedeelte wat ons al gepraat het, en dan die skip in die storm meegevoer na die oorkant toe, so 'n skrikwekkende nag, maar 'n groot nag ook vir hulle. En dan vind hulle self nou hier aan die suidoostelike kus, waar hierdie land dan is. Hy sê daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe hulle aan wal kom, het daar 'n man van die dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het die hele tyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe Jesus sien skree en hy val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het U met my te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste? Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om met die man uit te gaan. Daar was 'n bose gees wat hom baie keer al beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in dwang te bring, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar was baie bose geeste in hom gevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hom nie na die onderaardse dieptes toe terug te stuur nie. Daar het die hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om die varke in te vaar. Hy het hulle toegelaat en die bose geeste het die man uitgegaan en die varke ingevaar. Die trop se toe loop teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel hulle in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom toe by Jesus daar en kry daar die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan en met sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat gesien het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggegaan. Die man wie die bose geeste gevaar het Jesus gesmeek om by hom te kom, om by hom te bly, maar Jesus het hom weggestuur en sê: "Gaan terug na jou huis en vertel alles wat God vir jou gedoen het." Hy het gegaan en hele dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so 'n bietjie deur hom werk ook. Sake van die bonatuurlike het altyd nog die mens aangegryp. Dit wat ons verstand nie kan verstaan nie, dit wat ons nie kan begryp nie. Deur die eeue het dit mense gefascineer en as kom by 'n gedeelte soos die, dan fascineer dit nog steeds baie mense vandag. Wat is dit, waaroor gaan dit, wat behels dit? Maar jy weet, in 'n eeu wat ons in lewe, in 'n samelewing waar ons in lewe, het mense begin om allerlei idees te vorm. Ek lees van Chesterton wat skrywe: "When people cease to believe in God, they do not believe in nothing, they believe in everything." En ek dink hy die uur waar ons in lewe baie akkuraat vasgevat. 'n Ateïs is nie iemand wat niks glo nie. 'n Ateïs is iemand wat alles glo.
Hulle glo in transcendentale goed. Hulle glo in aliens. Hulle glo aan alternatiewe realiteite. Hulle glo aan superheroes en kragte van superheroes. Jy hoef net te gaan kyk wat die moderne tees vir jou opdis, om te weet wat die hinkering van die wêreld is en wat die soeke van hierdie wêreld is. En daar's mense wat so radikaal glo in hierdie goed en dit so volg. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelike antwoord het. Os Guinness was 'n sendeling in Afrika gewees en toe hy terugkom 'n observasie gemaak. Hy sê, "We have filled the vacuum filled by an urge of ideas that would have been unthinkable when the fires of the Christian culture were high." Wat hy van praat hier, net so 'n bietjie agtergrond, is wanneer hulle in die veldkamp en wanneer die inboorlinge van die gebied waar hy is, gebly het, as jy die hyenas wil weghou en ver van jou afhou en die roofdiere, dan maak jy 'n vuur hoog. Dan is die roofdiere ver. As die vuur laag is, dan is die oë ook naby. En hy sê dieselfde in die Christendom. Die oomblik as ons begin wegbeweeg van die Bybel, begin terugtreë van die Bybel af, en dit is die samelewing wat ons vandag gaan lewe, dan begin al hierdie dinge nader kom. En begin allerlei snaakse idees kom rondom die bonatuurlike, rondom God, rondom die dood, rondom engele, rondom bose geeste, al die dinge. Die kerk is geïnfiltreer met baie snaakse idees. Ek het al gehoor hoe mense praat en wat hulle van praat, dan wonder ek, het jy al ooit jou Bybel gelees? Want dit bly die bron waar ons inligting moet kry oor al hierdie dinge. Soos ons vanoggend hieroor praat, wil ek dit graag vir ons in die regte konteks ook sit. Jesaja sê, mense sê julle moet mediums en spiritiste raadpleeg wat fluister mompel, maar moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Waarom sal mense dooies 'n belang van lewendes raadpleeg? Terug na die wet en die getuienis van die Here. Wie nie volgens hierdie woorde praat nie, sonder toekoms. Daar's maar een plek waar ons kan leer van die bonatuurlike, daar's maar net een plek wat ons kan leer van die transcendentale, die dinge wat ons nie kan verstaan nie. Jy kan agter hierdie ander strominge aanloop in die wêreld met allerlei snaakse idees wat hulle het. Hulle is oortuig daarvan. En party van die ouens kry ek eintlik maar ernstig innig jammer. Hy wil tog so graag glo daar's 'n alien. Daar is geen bewyse nie, daar's ou prentjies, ou dinge. Maar as ons gaan sit en Bybels praat oor hierdie dinge, dan lei dit my gedagtes en denke totaal in 'n ander rigting. Ons wil praat van mense met bonatuurlike kragte en superheroes. Die Bybel gee ons die raadsplan. Die Bybel sê vir ons die antwoord, wat is die plan van God en wat is die raadsplan van God? En dit bly opgesom in die persoon van ons Here Jesus Christus. Dis die belangrikste, dis waaroor dit alles gaan. En in dit, die kern daarvan. Matteus begin dit ook sommer te sê, wat is die plan van God? Waaroor draai dit? Matteus 1. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Jesus noem, want is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Dit is die raadsplan. Dis die belangrikste. Dis die dinge wat ons hierna kyk, wat ons in gedagte hou, hoe God se raadsplan uitspeel in hierdie wêreld. Mense kyk na 'n teks en is snaaks wat hulle raak sien in 'n teks. En hulle mis die hele punt. Die ouens kyk na dit en hulle raak obses met bose geeste Hulle val vas by die ding, hy het sy naam Lego, daar's baie. Kom ons gaan doen navorsing in die name van hierdie dinge. En hulle mis die punt. Die punt van die geskiedenis, die punt van die evangelie, die punt van die woord bly altyd draai rondom die kruis van ons Here Jesus Christus om sondaars te soek, los te maak uit hulle sonde en 'n nuwe lewe te gee. Net so 'n bietjie agtergrond te gee oor hierdie satanisme en die duiwels en die realiteit daarvan. As jy die Bybel vat en jy kyk na die Bybel, kom ons vat eers die Ou Testament. Die Ou Testament het net een geval in die hele Ou Testament waar daar okkultiese duiwelse werkinge was. Die duiwel praat van okkultiese praktyke en dinge daar rondom bitter min, maar jy kry dit. Want hy praat oor die werking van die duiwel, maar duiwelse aktiwiteit, net een teks.
En jy sal terugkry in Genesis 6. Waar duiwels met mense omgang gehad het en die reuse wat gebore is in Nephilim. Hulle het so opgetree en was so rebels teen die ordening van God, dat God hulle in die diepste duisternis weggesluit het. Dis die verwysing wat ons het, ons kom net nou daarby. Hulle is nie toegelaat om terug te kom en sal nooit toegelaat weer terug te kom op aarde nie. Want God het bepaal dat alles wat op die aarde gebeur, deur 'n mens moet gebeur. En hulle mag nie mens word nie, hulle mag nie manifesteer nie. Daarom het hulle nooit weer toegelaat gaan hier te wees nie. So in die Ou Testament, as ons praat van okkultiese aktiwiteit, net die een geval. Nuwe Testament, kry jy dit net in die evangelies en jy kry dit net in die boek Handelinge. Die res verwys na die werkinge van die duiwel, maar geen duiwelse aktiwiteite nie. In die Nuwe Testament, en dis die gedeelte wat ons hier het, wat belangrik is, die meeste van die manifestasies was daar, omdat Christus daar is. En dat hulle nie kan swyg in die teenwoordigheid van God nie. God bring lig en openbaar en wie wat hulle is. En tog is daar baie mense, ek wil nie daarop ingaan nie, wat gaan baie tyd vat as ek hoor en sien wat mense in kerke doen en wat hulle leer. Ek weet as kerke wat baie obsessief is met die duiwel en die werkinge van die duiwel, as mense wat hulle hele lewe daaraan afstaan om die werk van die duiwel teen te staan. Dis nie die fokus van die kerk nie. Die fokus van die kerk is Christus. Christus wat klaar die bose oorwin het. En ons hantering en ons praat oor die duiwel ook, ek het al gehoor hoe mense, dit is nou baie jare terug, hulle kom uit 'n charismatiese kerk, ek was nog 'n jong student, hoe hulle lasterlik gepraat het oor die duiwel, hom sleg gesê het en al sulke dinge. En hulle dink hulle het nou autoriteit, die duiwel klaar verloor. Judas skrywe, vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek met hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle hemelwesens. Dis hierdie valse leraars wat nie weet wat die Bybel sê waaroor dit gaan nie. Nie eers die aartsengel Michael het so iets gedoen nie, toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses. Het hom nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel, maar het gesê, die Here sê jou straf. So selfs die hemelwesens het die nodige respek en die nodige agting. En as ons hiermee werk en hieroor praat, dieselfde nodige agting. Doodbewus van die duiwel. Die feit dat die Bybel nie baie praat oor die duiwel nie en alles daarmee saamgaan nie, jy kry genoegsame inligting daarin, is omdat die duiwel se koninkryk en sy werk, die werk van die duisternis is. Die agteraf, die stil. Die duiwel is meer aan die werk vandag, as ek dink ooit in die geskiedenis van ons Here Jesus Christus, en ek kan dit sê, omdat dit is wat Openbaring vir ons sê, dat in die laaste dae sal die valse leraars in oormaat wees, en ons is klaar in daardie uur. Ek sien nie die duiwel raak nie, en ons praat nie oor die duiwel, ons praat oor die valse leer en die valse leraar, wie die duiwel is, en wie die duiwel agter staan. Paulus praat hy al van, dis al 2000 jaar terug wat hy gewaarsku het, 2 Korintiërs 11, sulke mense is valse apostels, hulle gaan oneerlik te werk en gee voor dat hulle apostels van Christus nie, geen wonder nie. Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Baie besig, baie aktief, baie aan die werk. Maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is nie teen die duiwel nie. Ons is hier as gemeente, 'n deel van gemeente is die draers en die beskermers van die waarheid, om die lig te bring in 'n wêreld. Maar ons kry in hierdie gedeelte een van hierdie manifestasies wat ons in die Bybel het, en al drie die ander evangelies verwys hierna. En hierdie manifestasie is daar, omdat dit is in die teenwoordigheid van Christus. En Christus openbaar die waarheid. En hierdie besetene man kon nie anderste nie, as om te openbaar en te wys wie en wat hy is. Maar hierdie gedeelte, as jy hulle reg onthou, sê wonderwerke wat plaasvind, is altyd 'n preek wat vir ons in dade gelewer word. So hier's dinge wat ons moet leer hieruit. En daar's 3 kragte wat ons hieruit het, wat vir ons belangrik is as ons moet kyk. Die eerste wat ek wil stil staan is die vernietigende krag wat die duiwel op ons het.
Kom ons begin nou by 26 en dan werk ons so deur die gedeelte. Hy sê daarna het hulle verder gevaar in die land van die Gerasenes wat regoor is. Die wind het in die nag opgekom, hulle is gewaai en hulle het in paniek gehad. Julle onthou verlede week het ons daaroor gepraat. En soos dit wil, ek dink baie ouens sal sê toevallig Die wind kom altyd so die noorde, gaan dwars deur daai see van Galilea, so hulle is al die pad afgeblaas hier na die suidooster toe waar hierdie gebied is. Die dorpie is 'n entjie in, dan die heuwels en af, kom jy af na die see van Galilea toe. So in hierdie plek het hierdie heuwels, daar het 'n man gebly. Maar mens maklik mislees, is dat God 'n ding orkestreer omdat hy 'n afspraak het. En dat hy as God presies weet waarheen hy gaan. Dat die stormwinde kom, laat jy dink jy's van koers geblaas. Maar die Here weet waarheen hy op pad is. Sy vader het aan hom die uitverkorenes gegee. As ek Jesaja kan gebruik, elkeen van sy uitverkorenes is in sy handplan gegraveer, van die begin van die aarde af tot die einde toe. En daar is 'n vaste getal wie sy kinders is. Moderne mens met hulle vrye denke, hulle haat dit as mens praat oor die uitverkiesing. Maar dis God se orde. Jy is nie so vry soos jy dink jy is nie. Jy het nie soveel keuses wat jy dink jy het nie. Maar God in sy genade is op pad na 'n besetene toe. En selfs 'n storm en 'n wind bring hom altyd uit presies daar waar hy moet wees. En so vers iemand sê, toe kom maar, en welkom daar 'n man van die dorp af aan hulle tegemoet. As jy Matteus kyk, sê jy sien, daar's twee besetenis. Die ander een in Lukas is nie van belang nie. Ek glo dat wat met die een gebeur het met die ander een ook gebeur. Albei is bevryding, maar vir die oog van Lukas, besig met die lering, is hy met hierdie een man besig. So hulle het gesien, hy's daar op die heuwel, hulle sien daar kom 'n bootjie aan wal, en hulle het gedink, maar kom ons gaan tuister hierdie mense. En jy kan dink hoe waansinnig hulle afgehardloop. Kan jy die prentjie sien? Ja, aan wal kom die twee kaal aangehardloop na jou toe al skreeuende. Ons kyk baie keer na die oppervlak en die uiterlike. Ek weet ek sou my bootjie al lank al gestoot en weg is ek. Maar ons Here het 'n afspraak. Ons Here ken, ons Here sien. Hy kyk nie na die uiterlike, en sien 'n kaal man aangehardloop kom nie. Hy sien iemand in 'n diepe nood, vir wie hy gekom om te sterwe het, vir wie hy gekom het om sy lewe te bring. Is ons nie baie gou om die uiterlike te oordeel en af te skryf, terwyl Christus miskien 'n plan het nie. En myself sou gedink het, ja, hy is op pad na die dorp toe, daar moet baie goeie mense in daai dorp wees, ons praat net nou oor die dorp. Dan het hy 'n vernietigende krag. Wat doen die duiwel met 'n mens? Die sataniste wat dink hulle kan liefde kry by die duiwel en hulle kry daar kultuur en alles. Hy is wie hy is. Hy is 'n leenaar, maar hy is ook 'n vernietiger. Hy het al gesê, die hele tyd nie meer klere gedra nie, het in die huis gebly nie, maar tussen die grafte, toe Jesus sien, toe skree hy soos 'n mal man. Die duiwels het hom keer op keer beetgepak, hulle het hom geboei, sy hande en sy voete, met alles, maar wat hulle ook al was, en ons weet dat baie ons wat so beseten is, het bo-natuurlike kragte. Ek onthou die geval waar gewerk het met 'n klein jong meisietjie, dat 4 groot, sterk mans, daar kon nie vasdruk, en bo-natuurlike kragte, vol van die duiwels. Vernietig, hy lyk nie meer soos 'n mens nie, maar hy lyk soos 'n dier. Lyk nie meer soos die beeld van God nie. As hy 'n beeld kan maak, dis dit die beeld van die mens wat hy sy duiwel wil maak. 'n Dier wat tussen die grafte loop, waansinnig van sy kop af. Vers 28, toe Jesus sê, skree en val op sy voete neer. Wat het ons met u te doen, o Christus, seun van God? Die erkenning van wie en wat hy is. Hulle weet wie en wat hy is. Aan ons word dit geopenbaar, ons moet dit nog leer ken. Ons moet aanvaar, maar onthou, hulle kom uit die teenwoordigheid van God uit. Hulle is geban uit die teenwoordigheid van God uit. Hulle weet wie Jesus is, hulle nog geken vandat hulle geskape is. Dit is eintlik 'n baie kragtige getuienis van die mees verkeerdste oord af. Maar dit is wie hy is, God self. En wat het met jy te doen? Laaste persoon wat hulle in wil vasloop is in die Jesus.
En dan vra hulle in vers 28 en 31, moet my nie pynig nie. Jesus kom om na die onderaardse dieptes toe terug te stuur nie. Ek het verwys daarna in Openbaring 9 word daar gepraat dat in die laaste dae net voor die anti-kris kom in die tyd van die anti-kris gaan hierdie onderaardse dieptes waar hierdie slegste van die slegste toe verban is. Baie duiwels wat op die aarde nog altyd gewerk het. Kom ons sê hulle is gematig. Maar die ergste van die ergste is toegesluit. In die laaste dae sê Openbaring vir ons sal daai deel oopgesluit word en van hulle, nie almal nie, van hulle sal losgelaat op die aarde word. En daar sal baie onheil en baie lelike dinge op aarde wees en ek glo persoonlik dat dit al klaar gebeur. Ons sien hoe die duiwel kaalvoet loop in 'n wêreld rondom ons sonder teenkanting. Selfs binne 'n kerk. Ons leef in die uur wat hy van gepraat het. Maar hulle was bang want hulle weet wat die oordeel is, hulle weet waar hulle op pad is, hulle is doodbewus daarvan. Vir die duiwels is daar geen genade nie. Die hel is geskep vir Satan, om hom te straf vir ewig vir sy rebellie, en almal wat hom volg. Primêr is die hel nie geskep vir mense nie, maar die mense die duiwel gevolg, en saam met dit, het die lot hulle ook beval, dat in hulle rebellie hulle saam met hom die ewige verderf sal aangaan. Net so 'n interessantheid en 'n kantlyn ook, vir die wat daarin belangstel ook, net soos ons orde in die hemel het, net soos ons seëning in die hemel het en na beloningswag in watter orde ook al, dit bly vir ons misterie, is dit vir ons duidelik dat daar in die hel ook erger en nog erger plekke is. Want hulle het gevra, moet ons nie na hierdie dieptes toe terugstuur, wat hulle weet wat wag en wat kom nie. Nou, ons verstaan nie altyd die konteks van die gedeelte en ek gaan nie voorstaan en sê ek weet presies wat die Here gedoen het nie, maar kom ons probeer dit verklaar so ver ons kan. Goed, dis die krag van die duiwel. Hy vernietig die mens. Hy bring jou tot niks. Hy wil jou 'n dier maak. Om die waarheid sê, die duiwel wil jou doodmaak. Dis sy nommer 1 prioriteit. As kind van die Here kan hy in jou Christendom niks doen nie. Maar wat kan hy doen? Hoekom is die duiwel so besig met Christene? Veral Christene wat ernstig is oor die Here, né? Hy kan jou getuienis impotent maak. Kan niks doen aan waar jy in op pad is nie. Daai pad is geset, is betaal deur die bloed van Christus. Jy kan altyd daaraan vashou. Wat kan hy doen? Hy kan my effek in die wêreld wegvat. Hoe doen hy dit? 2 groot dinge. Twyfel, sonde. Maar van twyfel sonde is. So daarom waak ons daarteen, ons leer nie oor die duiwel nie, ons praat nie baie daaroor nie, ek is nie besonder lief daarvoor nie, ek verwyd hom ook vir niks wat in my lewe gebeur nie, is alles my skuld. The devil didn't make me do it. I did it. Hy sal gestraf word vir sy aandeel daarin, maar ek own my sonde self. Die Bybel sê vir ons genoeg om te weet dat ons die wapenrusting kan aantrek en die stryd kan voer. Ons weet hy is die vader van Helene is. Ons weet hy daar is om te vernietig. Hy is nie my vriend nie. Hy is my adversary, my teenstander en hy sal altyd op hierdie pad bly tot op jou sterfbed. Hy gaan jou nooit uitlos nie. Daar's oomblikke wat die Vader vir jou verligting gee, en daar's oomblikke wat die aanvalle baie erger is. So ons weet wie ons vyand is. Maar dit bring my by die tweede punt. Daar's die krag van die duiwel, maar hier is die krag van God. Die Here het hom uitgejaag en toe kry ons die onderhandeling, is 'n onderhandeling en 'n diskussie wat God toegelaat het. Normaalweg as Christus praat, het dit onmiddellik gebeur. Maar hier is deur God toegelaat vir ons voorbou en vir ons lering. Die Here vra toe van vers 30, wat is jou naam? Legio. Want daar was baie in hom. Legio is gewoonlik 'n verwysing na die legioene van die Romeinse ryke. So ons praat nou van duisende. Hoe hy daar aangekom het, wat sy sonde is, waar hy vandaan kom, is eintlik geen relevantie nie. Hoe jy voor die Here kom staan, wat jou agtergrond is, wat jy sonde is en die pad is wat jy geloop het, maak glad nie saak die oomblik as ek voor die voete van Jesus staan nie. Want hy is oorwinnaar oor daai ding. En hy het gekom om my vry te maak van daai ding. As 'n sondaar kan ek nooit voor die Here kom staan en sê, dit is te groot en dit is te veel. En dit was te erg nie.
Want dis juist waarvoor hy gekom het. En hier het ons een van die ergste, die vuilste en die lelikste gevalle wat ons in die Bybel ooit van kan lees. En Christus kom demonstreer sy krag oor hierdie dinge. Dis natuurlik die rede hoekom Lukas dit vir ons is om te wys wie hy is. Hulle smeek toe by die Here dat in die trop varke wat daar teen die berg in die hang afloop. En die Here laat dit toe, gaan in die varke in. Hoekom doen hy dit? Ek dink daar's 'n paar redes hoekom die Here dit toelaat. Nommer 1, want hy het autoriteit. Kan julle agterkom? Hulle vra hom. Want hulle kan dit nie self doen nie. Die duiwel het nie die reg nie, het nie die krag nie, het nie die autoriteit om in die lewe te doen wat hy wil doen nie. Ons sien dit in die oudste boek wat ons in die Bybel het, by Job, dat die duiwel gevra het, maar kan ek? Daar word vir hom perke gestel in waarin hy kan beweeg. Totdat die Here van hom klaar geraak het en sy doel ook met sy werking in die wêreld klaar is. Hulle vra, en die Here is die een wat die autoriteit het. Wat was sy laaste woord aan ons? Aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee. Aan Jesus. Hulle moet ook vra. Tweede rede hoekom ek dink dit is belangrik vir die dorp ook. Hulle kan duidelik sien die duiwels is uit. Nou, waar is die duiwels? Daar gaan die varke. So vir die mense is dit baie duidelik dat dit nie meer die man is nie, net dat hy nou kalm is nie, maar dat hy uit is, want hy's fisies kan hulle sien as in die varke in. Ek dink 'n derde rede is ook belangrik. Want jy kry altyd die skeptiese mense. Daar's mense wat sê, maar die duiwel bestaan nie. Dan vra jy vir hulle, bestaan engele? Ja, engele bestaan, maar hoe kan engele bestaan en duiwels bestaan nie? Okay. As jy sê daar's nie duiwels, moet jy ook sê daar's nie engele nie. Nie waar nie? Is my logika verkeerd. En baie ouens maak dit af en wil net sê, ag, maar die Here het met hom gepraat en toe word hy net kalm, weet. Sielkundig. Dit was 'n sielkundige storie. Nee, ek weet nie van julle nie, maar al my sielkunde en al die verdraaide dinge in my kop wat aanhardloop en kan aanhardloop, kan ek nie projekteer in 'n varke nie, kan ek. Kan ek 'n dubbele persoonlikheid, kan ek 'n multiple persoonlikheid projekteer in 'n varke en 'n varke aan die water aanhardloop? Dis 'n bewys dat daar meer aan die gang is en daar magte aan die gang is. Buite dit. Dis nie 'n sielkundige storie wat ons hiermee besig het nie. En vir kinders van die Here wat glo in die woord van die Here, weet ons, daar is baie meer aan die gang in die wêreld. Ons is bewus daarvan. En die Here bewys dit ook hier. Dit wys ook die doel wat die duiwels het. As hulle enigste goeie aard in hulle gehad het hulle in die varke ingegaan en die varke het in die veld ingegaan en lekker gaan vreet en in die modder rol, nie waar nie. Maar hulle is hier om te vernietig. En dis presies wat hulle doen. God het nie toegelaat dat die man moet doodmaak nie. Hulle kon hom in die vuur gooi, hulle kon hom in die veld hardloop, hy kon in die woestyn lewe, hy kon al hierdie dinge doen, binne die perke wat die Here die duiwel toegelaat het. Maar in die varke het die Here gesê, gaan doen wat julle wil doen. En nou onmiddellik hulle almal doodgemaak. Die duiwel die een plan met die mens alleen, is hy wil jou doodmaak. Hy haat God, en hy haat die skepping van God, die mens. Maar as jy hier vaskyk, dan mis jy die punt. En ek is bevrees dat waar baie ons vaskyk, hulle lees die verhaal en kyk daarin en sien hierdie dinge. Wonderlike krag van die God en die grootheid van God. Maar waar is die krag van God? Die krag van God sit geklee met klere aan, kalm, rasioneel by sy voete. 'n demonies besete man, wat vir jare en jare getuister is deur die duiwel, het deur die krag van die Here Jesus Christus in 'n oomblik vernuwe, en hy's 'n nuwe mens, bevry van hierdie dinge. Dit is die krag van God, dis die krag van die evangelie, waaraan ons vashou. Hy het gekom om jou nuut te maak, hy het gekom om jou vry te maak. Die saak dat die duiwels uitgedryf het, is 'n side issue. Die wonder wat hier plaasvind, is dat die Here kom vir hierdie man om te soek en te red die een wat verlore is. Daar is geen manier dat hierdie man ooit in homself
by Jesus Christus kan uitkom nie. Hy het nie die kognitiewe vermoë nie om na Christus te soek en by hom uit te kom nie. Maar Christus het hom van ver af al gesien. In die ewige verlede het ons Vader al vir hom dit toegegee, soos Johannes vir ons sê, elkeen wat die Vader aan my gegee het, kom na my toe. En ek sal hom dat my toe kom nooit verwerp nie. Hier lê die kern van die evangelie, hier lê die opsomming van die evangelie. Want ek en jy, ons almal was hierdie man. Op een of ander manier. As jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy waarmee ons besig is nie. Ek verstaan en ek onthou op 'n tyd dat ek op my eie wou aangaan. My eie pad gesoek het, my eie dinge wou doen. Wil nie die Here volg nie, wil nie gehoorsaam wees aan hom nie. Ek onthou my rebellie, ek onthou my hardkoppigheid. Ek onthou hoe die Here ook in sy genade my in 'n hoek gedruk het en na my toe gekom het. En die duiwels wat in my uitgegaan het nie. Maar ek het nie minder sonde opgegee en prys gegee as hierdie man nie. Ek was net so bevlek en so bevuil met sonde soos hy. En waarheid is jy hoef net een sonde te wees. Om gelykstaande te wees aan hierdie man. Een is genoeg. Een is genoeg om bevry te word van. Een is genoeg om ewige hel te verdien. Hierdie hele prentjie waar ek hierdie man sien geklee weer, hy's mens gemaak deur Christus. Christus wat my maak wie en wat ek werklik veronderstel is om te wees. Jy kan nie die persoon wees wat jy moet wees en wat God bepaal het buite om Jesus Christus nie. Dis nie moontlik nie. En die wonder daarvan is in Christus maak hy jou altyd baie meer as wat jy ooit kon dink en ons kom nou daarby. Hierdie man het nooit gedink dat hy 'n sendeling kan wees, kan besig wees, aktief wees, deel wees van die koninkryk van God nie. Ek dink in sy waansin was hy nog nie heeltemal verlore en heeltemal stupid nie. Ek kan sien hoe hy tussen die graf te ronddaal en dink dis waar ek hoort. Ek is niks werd nie, ek kan niks van niemand doen en beteken nie. Christus klee om en maak om mens, bring sy verstand weer helder en terug. En ek weet wat sou gebeur het na hom, die Bybel sê dit nie vir ons hier nie, maar dit is in lyn met die res van die woord, dat die Here vir hom sou gesê het en vertel het die evangelie en die kern van die evangelie. Van sy sonde en die verlossing, dat hy moet teruggaan na die ou lewe toe nie, dat hy 'n nuwe lewe in Christus moet hê. En hy sou dit met oop arms gevat het. Hier is ek, Here. Ek wil U hê. En ek glo dit, omdat dit sy woorde is, Here, ek wil U volg. Moenie vir my al weggaan nie. Maar kom ons sit dit op einde. Ek wil eers terugkom by die derde krag, intussen wat vir ons geskrywe word. Daar's die krag van die duiwel wat ons gesien het om te vernietig. In die middel hiervan staan die krag van Christus, die groot werking van Christus. Maar die gedeelte gaan aan. Die krag van sonde in 'n mens se lewe. Wat moes die mense gesê het en gedoen het toe hulle dit gesien het? 'n Mens sal dink dat die dorp en die omgewing gaan baie bly wees. Daar einde aan die terror. 'n Einde daarvan. Ons hoef nie ons huise weg te kruip nie. Ons hoef nie ons deure te sluit nie. Ek hoef nie bang te wees wanneer mense op reis gaan en ons kinders in die strate speel dat hierdie mal mense gaan inkom en weer vreeslike goed aanrand nie. Ek kan jou waarborg as baie mense wat aangerand is deur daai twee. En dat hulle absoluut 'n regering van vrees in die omgewing gehad het. En mense sal verwag dat hulle moes uitgekom het met jubelsange. Maar hulle kom uit en hulle is mens, soos net mens alleen kan wees. Deur die eeue nie verander nie. 2 keer word daar gepraat van vrees, en wat is hierdie vrees? Hierdie vrees is wat Christus bring. 'n Verandering en 'n vernuwing, wat hulle nie wil hê nie. MacArthur skryf, hy sê hierdie vrees, it blinds them to the truth and causes them to hate and reject all evidence of it. Hulle verwerp die vark, hulle verwerp die bevryding, hulle kyk nie eers daarna nie, dit registreer nie eers by hulle, al hierdie wonderlike, kragtige dinge wat Christus gedoen het nie. Hulle oë is met klappe op, net op een klein dingetjie gerustig. They obstinately cling to their false illusion of well-being.
because love of iniquity dominates them. Hulle hou vas aan hulle sin van, dit gaan goed met my, en alles is wel met my. Dit is die gevaarlikste plek binne die kerk, om na die ewige verderf toe te gaan, om te dink ek is goed. Omdat hulle sonde liefhet, die ongeregtigheid binne hulle liefhet. Johannes het ook daarvan getuig, Johannes 3, so kom die skeiding, lig het na die wêreld toe kom, tog het mense die eer die duisternis die lig lief gehad, want dade was sleg. Hier kom Christus na die dorp toe, Christus doen 'n kragtige werking, die kragtige werking beteken van die dorp niks, hoekom? Want ek is lief vir my lewe, ek is lief vir my sonde. En gaan weg Jesus, so jy nie hier hê nie. Deur die eeue was dit nog altyd dieselfde. Wanneer hierdie lig gebring word, wanneer 'n mens gekonfronteer word met sy sonde, die opgee van sy sonde met 'n nuwe lewe in Christus, dan wil ons dit nie hê nie. Vandag prakties gaan jy net van daai kerk af weg. Jy sê die dominee is te erg, hy praat te veel oor sonde. Christus het tyd om in 'n kruis vasgespijker daaroor. Wat hy sê is dan net te erg. Wat jy vra is te erg. En die dorp weet wat hy vra. En hulle was bang. Bang vir wat Here kan doen in hulle lewe. David Gooding skrywe, hy was my nogal 'n baie goeie kommentaar op hierdie mense. Hy sê, what a sad comment on man's fallen and unregenerate state it is. That a man should feel more at home with demons than with the Christ who has powers to cast out demons. Die dorp was tuiser en was meer rustig daarmee met die duiwelsbesete mense wat rondom hulle dorp hardloop, as wat Christus, wat die krag oor duiwels het daar is. Die duiwelsbesete was meer welkom as Christus. Dis die aanklag teen hierdie wêreld en die mense in hierdie wêreld. En mense sal dog, die Here kom na Gadara toe en gaan 'n effek hê soos hy baie ander dorpe gehad het, maar in hierdie dorp het hy net hierdie man geaffekteer. En die dorp sê, gaan weg van my af, ek wil jou nie hê nie. Maar nou wil ek kom by die laaste punt. En die groot genade wat die Here het, vers 38. Die man het die bose gees gevaar het, smeek Jesus om by hom te kan bly. Ek weet, dit is ware bekering. Hy het tyd saam met die Here gespandeer. Here, ek wil U volg en ek sal U volg, oral waar ek gaan. Elkeen van ons as kinders van die Here ken daai woorde. Dis deel van ons hart, dis deel van ons lewe. Here, U is my Here, ek wil U volg al die dae van my lewe. Maar die Here in sy wysheid en sy grootheid het bepaal dat in die geval die ou nie een van die aktiewe disippels kan word en volg nie. Hy is 'n tipe disipel van Christus. Hy verstaan die weg en die waarheid. Die Here het hom dit verduidelik. Maar vers 38 die Here sê, gaan terug na huis en vertel alles wat jy gedoen het. En dit bring my met die tweede aspek van sy ware bekering. Nie net sy geloof nie, maar sy gehoorsaamheid. Dat hy nie in die skei probeer klim het nie, hy draai om en hy gaan huis toe. Ons verstaan nie hoe die Here en waar die Here werk en hoe hy ons stuur en waar hy ons stuur nie, maar al wat die Here van ons vra is gehoorsaamheid. Die meerderheid mense wat ek kry, ek onthou toe ek in die gemeente ingekom het, ek jonk was, en ek stel diakens aan ouderlinge aan, en ek het jammer tot vandag toe verstaan ek nog nie, en kom die ouens na my, maar doe my, gee my eers toerusting. Wat 'n toerusting jy nodig om 'n diaken te word? Jy moet kan dien. Jy kan my vra wat is die beperkings van jou diensveld en wat jy moet doen, ja. En dan vir ouderlinge, gee my toerusting om 'n ouderling te wees. As die feit dat jy my vra beteken jy is nie kompetent om 'n ouderling te wees nie. Nie waar nie. Vanweë die posisie wat jy beklee, dat ek die werk kan vul. Ons wil so maklik agter toerusting en dinge van toerusting weggryp. Die Here Jesus het 'n middag met hom spandeer. En hy stuur hom terug na daai harde dorp toe, wat niks van Jesus wil weet nie. Met alleen die krag van die Heilige Gees en sy getuienis. Nou vanoggend het ons nie tyd om daarby stil te staan nie. Ek staan nog daarby stil as ons die disipelskap kursus aanbied
oor die krag van getuienis. Mens sien hierdie man kan teruggaan na die dorp toe en kan vertel wat die Here Jesus in sy lewe gedoen het. Niemand kan daarmee stry nie. Ek kan as 'n teoloog na 'n dorp toe gaan of 'n prediker na 'n dorp toe gaan en dan kan mense sê ja, dis jou opinie, dis hoe jy die teks sien, dit is wat jy dink. Maar die oomblik as ek my getuienis praat, kan niemand met my stry nie. Hoekom nie? Want dis wat ek gesien, gehoor en ervaar het. En dit bly in 'n kind van die Here se hande die kragtigste instrument wat jy het. Daarvoor het jy nie opleiding nodig nie. Daarvoor het jy gehoorsaamheid nodig. Ons het net nou gebid ook saam met Awasters dat mense uitgaan en hierdie evangelie gaan verkondig in krag en die rede wat julle hier is om opgelei te word, dat julle môre kan uitgaan in 'n wêreld rondom jou. Julle is meer toegerus as julle ooit dink, julle is oortoegerus. Julle almal wat hier sit is oorgekwalifiseerd om die woord in die wêreld te bring. Maar al wat jy nodig het, ek het net 'n getuienis nodig. As jy 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus het, as jy verstaan wat jou verlossing en saligmaking beteken, het jy genoeg opleiding om 'n evangelis te wees, 'n sending te wees. Maak nie saak wat jou agtergrond was nie. Die oggend was hierdie man 'n besetene, die middag is daai man 'n sending. Ek het nou baie jare terug het ek vir die verhaal gelees. Dit was in die ooste, in die vervolgde lande, waar 'n meisietjie tot bekering kom, sy is 12 jaar oud en toe word sy die hoof van 'n kerk. Waar kan jy die hand van God sterker sien as dit? 'n eenvoudige ou klein meisietjie wat net opstaan sê, hier is ek, Here, stuur my. En God gebruik die onaansienlike, die onskoulike, die ongekendes. Vissermanne, besetenis. En hulle gaan na die dorp toe en hy doen dit. So as jy genoeg verstaan om verlos te word, verstaan jy genoeg om te getuig. Moenie sit en wag vir verdere opleiding nie. Hoe meer jy nodig het, hoe meer sal die Here vir jou gee met jou tyd. Maar die kruks van dit bly, ek was verlore, hy het my verlos, ek is nuut gemaak. Jare later is die kerk gebou in die omgewing, want die teks sê hy het uitgedraai en hy het dit gaan doen. Ons weet nie of die Here ooit weer 'n draai gemaak het nie, dit word nie vir ons gesê nie. Maar die geskiedenis sê dat daar 'n kerk was en die kerk gebou is. En ek glo dat hierdie grond gebreek is. Hierdie harde grond van Gadara. Jy onthou die saaier se saad is gebreek deur 'n eenvoudige getuienis van 'n besetene. Getrou en gehoorsaam aan sy Here. Wag ek om in die hemel om te ontmoet en sy hand te skud nie. Hy het gegaan in die hele dorp die bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Daar is die opdrag en die sendingopdrag in sy eenvoud vir elkeen van ons. Ek stuur jou uit, gaan môre. Gaan maak bekend wat die Here vir jou doen. Nie net 20, 30 jaar terug nie, maar doen die Here nou. Getuienis is lewendig, kragtig, relevant. Dis wat die Here vir my doen. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dat U in die grootheid en in die godheid 'n man raak gesien, 'n man wat nie eens gereken word deur die dorp en die mense in sy omgewing nie, wat vir hulle vrees was en skande was, vir wie almal weggehardloop het, dat U huis op pad was na hom toe. U die koning van die konings wat weet wie U kinders is, U die almagtige God wat alle bande kan breek, en wat 'n man nuut gemaak het, vrygemaak het, herstel het. En Here, ons sien dit in ons eie lewens en ons kan nie anders as om U te eer, dankie te sê, dat U my ook in die verte raak gesien het, en genade gehad het oor hierdie sondaar, dat U my weer geklee het en my 'n nuwe lewe gegee het, en saam met dit, soos elke ander kind van U deur die eeue, ook die opdrag, gaan wees my getuie. Ek bid dat elkeen wat dit hier is, ernstig in hulle hart sal hê om vreesloos getuies te wees vir U daar waar hulle beweeg. Veral in die wêreld, in die verdraaide, in die verwarde wêreld, waar die duiwel so kaalvoet hardloop.
Dat ons nie bang sal wees nie. Dat ons sal sê, maar so sê die Here, so die Here my lewe gedoen, so kan hy vir jou ook doen. En dankie dat U nog steeds mense red. Dankie dat die genade nog steeds vir ons beskikbaar is. Ons eer U, ons koning, ons Here. Amen.